Welcome again to Are We Relevant? Today's program featuring some of the sermons preached in last decade. For more information, log on to our website, www.arwerelevant.co.za. Now here is today's program. En ek wil vandag met u praat oor Daniel, 'n storie wat u baie goed ken. U ken dit so goed dat as ek weer dit noem, dan gaan jy sê ja, maar as 'n kinderstorie is, ons het almal gehoor toe ons klein was, het almal daaroor gepraat. En dit is oor Daniel. Dit net om vir u 'n prentjie te skep van Daniel en wat presies gebeur het. Hulle was in ballingskap. Nou van Genesis af tot met Daniel se kant, Jeremia, Jesaja, al die profete, selfs met Samuel. In Samuel 8 hoor ons dat Samuel gaan baie hard na die Here toe terug. En Samuel sê vir die Here, God, en hy praat met die Here, hy sê, Here, hulle sê nee. Hulle sê hulle wil hulle eie koning hê. Hulle sê hulle wil nie meer na u luister nie. Hulle soek ook 'n menslike koning wat as 'n president of 'n staatshoof bokant hulle is. Hulle soek u nie meer nie. En Samuel was hartseer. Hulle sê hy was gebroken. Hy sê klere geskeur voor God. Toe sê God vir hom die woorde te sê, Samuel, moenie bekommerd wees nie. Hulle verwerp nie jou nie, my profeet. Hulle verwerp nie jou nie, hulle verwerp my as hulle skepper. Ons lewe in 'n wêreld wat dit op die oud met Jeremia en Jesaja het gesê, maar julle gaan in ballingskap sê, God sê, as julle nie gehoorsaam is nie, gaan julle weggevoer word. En elke keer dan sê die God, die volk, hulle is jammer, dan sê die Here, ons is jammer, dan sê God, okay, ek sal julle vergeef. Dan kom Moses of die profete, dan kom hulle na Here toe sê, Here, vergewe u volk. Moses het op 'n stadium sê, Here, waarom laat u my nie eerder sterf nie? Laat my eerder sterf, laat die straf op my kom. Moet dit nie op u volk laat kom nie. Toe sê hulle, die Here het sy gedagtes verander en aan Moses geluister. So die volk was heeltyd ongehoorsaam, met al die profete, aan die einde van Rigters, sê hierdie woorde, kan jy gaan kyk, en elke een het gedoen soos wat hy wil. Hulle was ongehoorsaam aan God, en elkeen het net gedoen soos wat hy goed dink. Is ons nie vandag in dieselfde situasie nie? Is ons nie vandag in 'n situasie waar almal sê, ek wil doen soos wat ek goed dink, dominee, pastoor, ouderling, ek doen wat ek wil. Moenie vir my kom sê, daai oudtydse ding nie. Moenie my kom vertel van daai ou boek nie, dis oudtyds. Iemand het nou dag sê, vir my hierdie woorde genoem. Pastoor, jy beter 'n ander geloof kry, want hierdie werk nie meer nie. Hierdie ding wat julle verkort nog, julle is te regiet, man. Julle is te regiet. Toe ek die haalstene sien van sulke groot cricketballe op een Middelburg of een plek, toe wys hulle op sulke cricketbalfoto's. En God het besluit om in sy skatkamers haal en reën en blitse te stuur. Psalm 18, kan jy gaan lees. Hy sê, en ek het blitse gestuur, want omdat my volk nie wil luister nie, het ek haal weer ligstrale gestuur, om hulle krop en hulle huise te vernietig. Hy sê, omdat julle nie my luister nie, vir 2000 jaar doen ons net wat ons wil. Ons kom terug na Daniel toe, hulle is in ballingskap, hulle bly in hierdie heidense nasie, die Here het vir hulle sê, oor die 72 jaar sal jy daar wees. Daniel gaan bid, en jy ken dit baie goed, Daniel vas. Daniel gaan vast. Daar het 'n engel na hom toe gekom. Toe sê hy die engel vir hom, Daniel, waarom vas jy so?
Hy sê, weet jy nie dat jou eerste dag toe jy bid, het ek jou gebed verhoor. Maar daar was die engel van Persie, dit is die Satan. Hy het met my beklei en ek kon nie deurkom na jou toe nie. Ek kon nie deurkom na jou toe nie. Jy bid miskien vandag. En jy voel, ag, Here, waar is U? Soos ons laas naweek sê, Here, waar is U? Miskien is daar 'n engel of 'n duiwel wat verhinder dat jy die gebed moet hoor. Miskien is die gebed al lank al besig en die engel en God is besig om al sy engele en die Heilige Gees besig om te werk in jou lewe, maar jy begin onrustig raak. En jy begin vas en sê, Here, nou begin ek my swart klere aantrek. Here, hoekom antwoord jy nie my gebed nie? Dan sê hy vir Daniel, God is besig om te werk, Daniel. And by the way, Daniel, julle gaan 72 jaar daar bly. Daniel sê, Here, verkort daai 72 jaar. Die Here sê, nee, ek het sê 72, dit gaan 72 bly. Jy moet by dit daarby bly. Ek stuur julle na Babyloniese land, waar hulle afgode het, Baal afgode, waar hulle kindertjies offer, en al sulke tipe van goed, dit is baie sleg in Babylon. Maar God het sê, terwyl julle in ballingskap is, sal ek met julle wees. Julle moet my in hierdie heidense land aanbid. En dis wat God vandag vir ons sê, in hierdie corona tyd, in Suid-Afrika. Aanbid my. Ek los julle in 'n heidense land, maar Suid-Afrika, aanbid my. Ek weet omstandighede is so, die kerk is leeg, maar ek wil hê, aanbid my. Vergeet die regering, vergeet die corona, wees verantwoordelik, wees versigtig, ja, maar moenie moed opgee nie. Ek is besig om te werk, net soos met Daniel. Moenie moed opgee nie, dis wat hy vir Daniel sê. Die engel sê, moenie moed opgee nie. Ek weet, jy gaan nie vir God se plan verander nie. En God se plan is vir jou beter as wat jy jou eie plan het. Jou eie plan kan nie goed werk nie. Jou eie plan is nie goed nie. God is die een wat weet wat is beter vir jou. Want hy is jou herder. Hy is jou rots. Hy is jou skepper. Hy het jou gemaak toe jy 'n klein babatjie was in die moederskoot, het hy jou gevorm. Hy sal jou nie laat iets oorkom tensy dit ten goeie vir jou sal wees, tot eer en verheerlik van sy naam, nie jou naam nie, my naam nie. So Daniel, hulle is daar, en ewe skielik sit hulle 'n standbeeld op. Hulle sê vir Daniel, en sy vriende Sadrag, Mesach en Abednego. Nou, hulle was jong mense, baie slim. En as jy Daniel gaan lees, dan sê hulle vir jou presies wat Daniel sê. Koning, ons gaan ons nie laat onrein word deur enige dinge te doen nie. Ons wil nie onrein word deur julle drankies te drink en julle feeste nie. Ons gaan ons eie goed doen. Wat ons gewoond is, wat ons God vir ons sê, wat ons moet doen. Ons doen wat God se woord sê. Ons is Bybelmense, ons is Godmense. Ons aanbid nie jou afgode nie. So moenie ons onrein nie. As ons kyk na die kerk deesdae, is daar dinge om te gebeur binne die kerk, wat standbeelde in die kerk ingebring word. En daar word dinge ingebring wat nie die woord behoort nie. Haal goeders uit die Bybel uit. Hulle haal woorde uit die Bybel uit. Jy mag nie meer dit of dat sê nie. So bring hulle afgode in. Daar ons het afgode van drugs in ons, wat ons meer kinders verloor aan drugs. Hierdie Daniel was jong man, hulle glo hulle was plus 12 tot 18 jaar oud. Hy het vir lang tyd, dit was oor die 72 jaar, het Daniel daar gebly. Hy was 'n jong man toe hy daar begin in ballingskap omgaan het. Toe hoor ons hy sê natuurlik, Sadrag, Mesach en Abednego, ons gaan 'n fees hê, ons gaan 'n Suid-Afrikaanse fees hê, of een of ander ding hê. Wat se fees, wat se afgode het ons nog in Suid-Afrika? Ons het 'n rugbyfees, ons het 'n drankfees, ons is verslaaf aan, hulle sê elke 5de mens in Suid-Afrika is verslaaf aan een of ander iets. Televisie verslaaf. Dominee, ek sal maar in die huis bly, ek kyk na George Breyer, ek kyk na Dajjal Alston, want ons het hierdie TV, ons het hierdie ETV, hierdie ouens preek, broer. En as ek net vir hom like nie, Dominee, kan ek hom afsit,
vir jou moet dit heeltyd vir 'n uur sit en luister, daai ou kan afsit. Ons sit voor die TV. Maar mense kan nie meer vertel van die TV se programme as wat hulle jou van daai God se woord kan vertel. Daar was weet nie hoeveel Jode gewees in hierdie plek nie. En Sadrak, Mesach en Abednego was een van daai manne wat besluit het, ons gaan nie, ons laat onrein nie. Feeste word gevier, hulle moet trek hierdie Krimperlin rokkies aan met sy, wat hulle hoedjies aan en die vroukies het mooi rokkies, en almal gaan daar 'n fees hou. Hulle gaan nou dans, hulle gaan hierdie aanbid, en iemand wat hom nie aanbid nie, word doodgemaak. Wat het toe gebeur? Ou Sadrak, Mesach en Abednego, van al die duisende mense wat gebuig het, staan daar net 3. Daar was Jode gewees. Daar was mense wat God aanbid het. Daar was kerkies wat in huise was. Daar was kerke wat binne en was. Daar was Jode wat God aanbid het. Daar was Esegiel was daar. Jeremia was daar. Maleagi was daar. Daar was profete oral. Wat in die onderland, in ballingskap was. En wat gebeur toe? Van almal wat moet buig, staan dan net 3 manne. Wat sê ons buig en ons knie? Hoeveel mense gaan op die ouens staan vir Christus? Net 3 mense het gestaan. Hulle roep hulle toe terug. Hulle sien daai ouens het kerkklere aan. Hulle het nie die klere aan wat die feesmense aan het nie. Hulle roep hulle toe en hulle sê vir hulle, hoor hierso, ons sien julle buig nie. Kom ons geef julle nog 'n kans. Ons sien julle ouens wil nie buig nie. Hulle sê, koning, ons 3, voordat die faksels nog uitgegaan is om saam met al die kerke te aanbid, een God, wat hier in Suid-Afrika reg oor die wêreld gebruik, daar is 'n wêreldkerk van orde, waar almal saam aanbid langs mekaar. Bid ons aan een God. Jesus word nie genoem nie, ons aanbid een God. Dis staan hy daar, die 3 manne. En die koning sê, kom ek gee julle nog 'n kans. Anders sit ons daar. Hulle sê, koning, dieselfde God. Luister mooi. Toe die koning, toe jy in gevaar kom, by jou werk, jy begin jou werk verloor, jy sien miskien moeilik as 'n siekte, jy sien miskien moeilikheid in die land, jy sien in Suid-Afrika's, hier gaan gemors aangaan. Toe begin jy twyfel, want jy sien die vuur begin al hoe hoër, al hoe warmer word. Wat gebeur toe? Toe sê hulle, koning, ons God is die God van Moses, toe hy die water oopgekleef het. Ons God is toe Dawid omgeslinger het en vir Goliat doodgemaak het. Ons God is die een wat die dooies uit die dode. Ons God is die God van die plaag. Ons is die God wat daar in die tuin was, wat vir Satan sê, ek sal jou kop vermors. Dis ons God wat ons aanbid. Ons is nie bang vir jou nie. Jy kan niks aan ons doen nie. En al red ons God ons nie, sal ons nie opgee nie. Want ek weet, in my moeilikste tye sal God daar wees, toe ek tyfoid gehad het in Nigeria, is dit al wat my uitgehou het, is ek geweet, hy is my nie verlaat nie. Toe my vrou my moes opgee as dood, toe het sy ook geweet, hy is daar. Want hy beloof, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob, en jy sal nooit honger ly nie, jy sal nooit iets oorkom, as jou haar nie van jou kop afval nie, ek weet van elke ene, van jou haar af. En toe hulle ingooi, hulle arms agter hulle rug vasgemaak. Wat beteken dit? Op die heilige oomblik, broer, is jou arms agter die rug, jy weet nie wat gaan gebeur met die corona nie, jy weet nie wat gaan gebeur vorentoe nie, maar jou God weet het. Hy weet. Hy weet. Hy is besig met jou lewe. Hy is besig om dit vir jou te beplan, moet dit nie opvoeder nie.
maak en sê, ek het konteks, ek gaan gou dinge doen nie. Pastoor, doen gou, ek ken 'n ou, ek kan jou gou help. Hou jou hand agter jou rug. En as jy begin dinge beplan, dan begin jy nonsens droogmaak. Want God werk net stadig en baie stadig. En as jy begin nou plannetjies maak om jou uit jou tamaletjie te kry, wat gebeur dan? Dan begin jy kontak maak, jy begin die eer kry. Ou Joe, my vriend kan vir jou werk kry. Kom ons laat my vriend vir jou werk kry. Ek het konteks. Ons kontak is in die hemel. Hy het die hemel en aarde geskaap. En toe hulle met hulle hande agter hulle rug is, val hulle binne in hy vuur. Hulle het nie gehuiwer nie, hulle het sommer net aangeval. En ek vra vir jou nou mooi vandag, val in die vuur en die moeilikheid, die pyn, die lyding wat jy het, die werkloosheid wat jy het, as jy die droogte het, die siekte wat jy het, bly daarin, maar kyk na hom. En op 'n tyd sal jou hande losgaan, en jy sal hom sien in die vuur saam met jou. Maar terwyl jy besig is om plannetjies te maak om voor oproepe, hallo, hoorie, moenie, gaan stap jou knie en sê my Here, onze Vader in die hemel, U wat beheer oor alles, U is beheer oor my, Vader. Ek het my werk verloor, Here, maar U is die God wat my die werk gegee het. Alles behoort aan U. As U my die werk gegee het, sal U, as ek het verloor, weer vir my dit gee. Ek loof U en ek prys U. Maar hoekom, wat gaan jy doen as jy nie werk nie? Ek het werk, dit is net nog nie daar nie. Ek sien dit nog net nie. Maar ek prys die Here, ek het werk. Is jy al gesond? Nee, ek is nie. Maar deur my pyn en lyding gaan ek, en ek prys hom, want hy is met my. Want as ek deur pyn en lyding gaan, onthou ek God, as dit goed gaan met jou broer en suster, en dan val hulle in die vuur, toe hulle in die vuur val, toe sê die koning, maar die mense om hulle word verbrand. Jy sal sien, mense van God bly staande, maar daai manne, wat nie God aanbid nie om jou, sal jy sien, hulle hartbrand soos jakkels, hartbrand 10.000. Maar hy wat die Here ken, het vrede in sy hart en sê, moenie worry nie, boete, ons sal deur dit kom. Hierdie corona ding, ons sal deur hom kom. Ons weet nie wat môre gaan gebeur, maar my boete, die Here sê, moenie worry oor die dag van môre nie. En Mattheus in die bergpredikasie sê, want hoekom moet jy worry oor die dag van môre? As jou Vader sal voorsien, moenie soos die heidene bekommerd wees oor die dag van môre, want jou Vader weet wat hy vir jou beplan. En toe hulle hande so loskom, toe sê die koning, kyk, daar is 'n godeseun. Wat beteken dit? Dit beteken 'n goddelike wese. Dit beteken 'n groter as die Babiloniese gode. Daai God is groter as ons gode. En dan staan hy tussen jou. Hou net aan, hou jou aan agter jou rug in hierdie moeilike tyd, broer en suster, en jy sal sien, op die ou end sal almal na jou kyk. Hoe het hy deur dit gekom? Sy is nog 'n Christen, hy is nog 'n Christen. Hoe kom hulle daardeur? Dis Jesus. Dis Jesus. Dan sien hulle Jesus in jou lewe. Hulle kyk na jou gesig, en toe jy klaar is, en jy het weer 'n nuwe werk, en jy staan vir daai siekbed op, en jy kom van daai graf af, en jy kyk na bo en sê, my Here, my God, ek weet, hy is nou by U. Ons is anderste as die wêreld. Ons is net 3 wat opstaan, die wêreld volg, die wêreldse patroon. Moenie jy dit navolg nie. Staan op en wees net saam met die ander 2 of 3 op die. Jesus het sê, as ek ooit op hierdie wêreld terugkom, gaan ek ooit geloof vind. Hy is jou herder. Hy sorg vir jou. Hy sal jou kyk. Hou jou aan agter, dit is seer, hy weet. Hy weet jy sukkel, maar hy sukkel saam met jou. Hy sal jou vat daardeur. Prys sy naam op die ou end. Maar geel, as mense met jou praat, elke liewe dag, sê ek het opgestaan, die Here is my herder, niks sal my ooit oorkom nie, en dan kom het my oor, gaan hy deur diep probleme en siektes, en hy sal met my wees. Hou net aan, die wêreld
gaan die Godeseun Jesus die Christus by jou sien en hulle gaan dan die wêreld loop en sê, kyk hoe het hulle deur dit gemaak. Kyk daai gemeente, hulle is deur dit. Al het hulle nie geld nie, is al hulle finansiëel swak. Kyk hoe het hulle deur dit gekom. Dis net Jesus. Daai vers aan Handelinge, Petrus sê dit. Is dit vir ons dan beter om aan mense gehoorsaam te wees as aan God? Wees aan God gehoorsaam. Our prayer is that you have been blessed and encouraged by this sermon. You can contact us via our website or Facebook page. Please share a testimony on how this sermon has blessed you.